Geliefdes, kom dan bid ons saam. Here, ons raak voor U stil met die absolute bewustheid en wete dat ons nie net 'n paar woorde hier in die lig praat nie, maar dat ons met U praat en dat U oorgedraai is na ons en dat U nie net elke woord hoor nie, maar elke gedagte in ons harte ook hoor, elke behoefte in ons gemoed ken en dat U daarop ag slaan. Dankie dat ons vandag hier in die huis by mekaar kan wees. By een van die kosbaarste geleenthede in 'n week, om alles te kan agterlaat en te kan stil raak voor U. Om te kan kom sit en te luister na U woord. U oue woorde wat U vir ons laat opteken het in die Bybel. Maar ook lewende woorde in ons alledaagse lewe, soos U dit tot ons spreek deur die mond van 'n gewone mens, maar deur die werking van U Gees. Here, wil U dit stil maak in elkeen van ons gemoed. Wil U vir ons 'n ontvanklike hart gee en 'n geopende oor, sodat ons ook nie net hierdie woorde hoor nie, maar sodat ons hierdie woorde deel maak van ons lewe elke dag en dit ook uitleef in die wêreld daar buite. Ons vra U, Here, spreek tot ons. Spreek tot elkeen van ons, klein of groot, oud of jong, want ons wil graag na U luister. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam uit die woord van die Here uit die Nuwe Testament. Ons lees saam uit die brief van Tessalonisense, die eerste brief, die 5de hoofstuk, die eerste 11 verse. 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1 tot 11. Oor die tye en geleenthede, broers, is dit nie nodig dat ons aan julle skryf nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval. En hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waaksaam en nugter wees. Want hulle wat slaap, slaap snags. En diegene wat hulle dronk drink, doen dit snags. Laat ons wat in die dag is egter nugter wees. Nou dat ons die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop op verlossing aangetrek het. Want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlossing te verkry. Hy wat ter wille van ons gesterf het, sodat ons, of ons wakker is of slaap, saam met hom kan leef. Daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons is die afgelope paar weke met twee baie interessante en tog baie tragiese sake gekonfronteer. Die eerste wat ons dalk onthou, was verlede week. Toe daar verkondiging
plaasgevind het op al wat 'n sosiale netwerk is, dat die wegraping gaan intree. En dis nie net so 'n ligte waarskuwing nie, dit word met 'n datum aan ons bekend gemaak. Die 23ste en die 24ste September gaan die wegraping plaasvind. Gaan God kom en sy kinders kom haal. Die wat aan hom behoort, sal dan nie meer hier wees nie. En die wat agterbly, hulle gaan 'n baie swaar en ellendige tyd ingaan. En hierdie voorspelling van 23 en 24 September is gebaseer op persoonlike openbarings wat iemand gehad het. Hierdie uitlatings word gebaseer op voorspellings wat in die natuur gesien word. Hierdie voorspellings word gebaseer op omstandighede wat wêreldwyd ervaar word. Oorloë, verwoesting, swaar kry, ellende. Die ander saak het so 2 of 3 weke voor dit gebeur. Toe daar op daardie stadium miskien nie so bekende nie, maar nou alom bekende evangelis Charlie Kirk 'n sluipmoord uitgeoefen is. Toe hierdie 31 jong man van Amerika, wat die beweging Turning Point gelei het, skielik vermoor is. Daar waar hy besig was op 'n universiteitskampus om met jong mense te redeneer en te debatteer oor lewenswaardes, oor Bybelse waarhede. En hy's absoluut vermoor vir daardie rede, omdat mense nie wou hoor wat hy vanuit sy Christelike oortuigings in die lewe van elke dag vertel het nie. Charlie Kirk het bekend geword omdat hy 'n verskil wou maak, 'n Bybelse verskil wou maak, 'n Christelike geloof verkondig het en mense nie daarvan gehou het nie. Broers en susters, hierdie 2 geleenthede wat plaasgevind het die laaste tyd het my nou nogal laat daaraan dink en tot die besef gebring hoe skielik 'n mens se lewe tot 'n einde kan kom. Een oomblik, een oggend staan jy op en jy gaan werk toe, maar vanmiddag gaan jy nie weer terug huis toe na jou gesin en jou geliefdes toe nie. En 'n wegraping wat 'n einde beskryf. God se terugkom aarde toe om sy kinders te kom haal soos wat hy dit beloof het. En daarom moet elkeen van ons vandag vir onsself die vraag vra: as vandag die dag gaan wees wat ons weet die Here ons gaan haal, as vandag daardie laaste dag van ons op hierdie aarde sou wees, sou jy gereed wees? Sou jou lewe iets daarvan getuig? Of sou jy wou skarrel om 'n klomp dinge skielik te moet regmaak? In die brief van Paulus aan Tessalonisense beskryf Paulus juis iets van hierdie saak ook daar. Want ons moet bewus wees daarvan en ons moet besef dat Paulus al in sy leeftyd verwag het dat Jesus sou terugkom om sy kinders te kom haal.
Die koms van die Here word al verwag sedert Jesus opgevaar het na die hemel. En verskillende kerkgroepe en verskillende kerklike tradisies sien hier die wederkoms of wegraping op verskillende maniere, maar eintlik op dieselfde. Dat daar 'n dag gaan wees wat dit aanbreek, wat jy of gaan saamgaan, of gaan agterbly. En hierdie koms van die Here, of dit nou die wederkoms is, en of dit is, so sommige mense sien, as die wegraping, of as ander as die oordeelsdag, is dit 'n saak wat jou of opgewonde maak, of 'n saak wat jou beangs laat. 'n Beklemming om die hart gee, om te wonder, sal dit vir my ook reg wees om te kan saamgaan. Geliefdes, as ons so vinnig dink aan wegraping, is dit nie 'n term wat ons in die Bybel kry nie. Die woord wegraping bestaan nie in die Bybel nie. Dit is 'n konsep wat afgelei word. Dat sekere mense weggeruk sal word uit hierdie wêreld uit, en dat ander in die ellende sal agterbly. Ons verstaan as kerk, kleer ons in met die Bybelse woord en term wederkoms. Die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Waar dit nie 'n geheime gebeurtenis gaan wees nie, maar waar dit 'n oomblik gaan wees wat ons nie kan bepaal nie. Maar waar dit sal wees soos 'n dief wat in die nag sal toeslaan. So swanger pyne wat 'n swanger vrou oorval. En jy niks daaraan kan doen nie. En die vraag wat agterbly is, hoe kan 'n mens vir daardie dag gereed wees? Hoe kan ons gereed wees vir ons ontmoeting met God? Daardie dag, wanneer hy wat jou geskep het, hy wat jou lewe elke dag ingekleer het met gawes en talente en geleenthede, hy wat elke oomblik van jou lewe ken, wat alles van jou weet, voor jou gaan staan en jy hom in die oë moet kyk en moet rekenskap gee oor jou lewe. Niemand anders kan vir jou instaan nie. Niemand anders kan sê maar nie. Niemand anders kan sê ek het dit nou nie beplan nie en dit was nou nie my, want alles word reeds geweet. En jy moet rekenskap gee vir dit wat jy gedoen het by daardie ontmoetingsgeleentheid. Broers en susters, ons hoor vandag hierdie dinge omdat ons as mensdom so maklik leef van die een dag na die ander en van die een oomblik na die volgende. Ons dink maar môre gaan maar wees soos vandag en volgende week sal maar net nog 'n week wees. En ons sien so uit na dit wat kom en ons is so dankbaar vir dit wat verby is, want sjoe, al hierdie werk is daarom nou afgehandel. Dat ons vergeet van vandag en van die oomblik waarin ons nou leef. En as ons nog in die oomblik leef van vandag, dan moet alles gaan soos ek dit wil hê, of soos dat ek dit nie wil hê nie. Ons leef so maklik, vasgestrengel in die hede, dat ons toekomsvisie heeltemal in 'n waas verander. Ons is so besig, omdat ons dink gister het toe nou nie gebeur nie, en ek sal dit maar môre doen. Ons raak so maklik weggevoer
dat swak en verkeerde verwagtings alles wat in ons lewens oorbly of raak gesien kan word. Maar Paulus sê vir ons ook hier in 1 Tessalonisense hoe ons gereed kan wees. En die eerste saak wat hy stel is, wees wakker en nugter. Wees wakker. Moenie sit en slaap nie, want dan sien jy nie die gebeure rondom jou raak nie. Sien jy ook nie God se deel wees in jou lewe raak nie. Wees wakker, sodat jy nie onkant gevang word nie, maar dat jy elke dag stry teen daardie dinge waarin God 'n afkeer het. Daardie dinge wat ons sonde noem, maar waar ons so maklik ons verkeerde optredes wil regverdig. Ons weet van sonde, maar ons wil nie daardie sonde gaan 'n naam gee en sê, maar ek moet nie dit doen nie. Ek moet nie sonde doen nie. Maar ek mag dit of dat doen. As ons sê dat ons wakker en nugter moet wees, is die eerste reaksie wat ons moet uitleef, is dat ons elke dag gereed moet wees vir wanneer die Here ons kom haal. Gereed, of jy dit nou beplan en of jy dit nie beplan nie, of dit kom met 'n lang pad van siekte en ellende, en of dit in 'n oomblik gebeur, soos wat dit met Charlie gebeur het. En hy het dit nie eers gesien kom het nie. Die tweede saak wat Paulus hier vir ons stel, hy sê wees gereed vir oorlogmaking. En hierdie oorlogmaking wat hy hier ter sprake bring, is dan ook eintlik 'n aanhaling uit Efesiërs 6, waar daar beskryf word, trek elke dag vir jou God se wapenrusting aan, sodat jy gereed kan wees vir die aanslae van die wêreld. En hier in Tessalonisense maak Paulus net gebruik van twee goed, nie van die hele liggaam soos in Efesiërs nie. Maar hy haal weer eens aan en sê, sit vir jou die helm van verlossing op jou kop. In hierdie proses van gereed wees vir die oorlog van die wêreld en die aanvalle van die bose, moet jy hierdie 6 duim tussen jou ore beskerm met die vaste en sekere wete dat jy 'n verloste kind van Jesus Christus is. Nie op grond van wat jy doen nie, nie op grond van wat jy reg gekry het nie, maar op grond van dit wat Jesus Christus reg gekry het en vir jou gedoen het. Hy het kom mens word op hierdie aarde. Hy is hier verwerp, maar hy het ons geleer wie God is, van God se liefde, van God se grootheid en van sy genade. Hy het aan 'n kruis gesterf. Hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel, sodat u en ek verlostes kan wees. Verloste kinders kan wees wat vir altyd aan hom behoort. En elkeen wat in hom glo, aan daardie belofte kan deel hê. Die tweede saak wat Paulus hier beskryf is, hy sê, sit vir jou die borsplaat van geloof en liefde oor die kwesbaarste deel van jou liggaam, oor jou hart. Gaan vul jou hart met liefde. Liefde vir God en liefde vir die mense rondom jou.
gaan vul jou hart met geloof, met oortuiging. Want geloof is nie 'n rasionele oefening nie. Dis 'n oortuiging wat uit ons harte uit moet kom. En dit is niks anders as 'n onwrikbare geloof en 'n vertroue in God nie. Om jou met hierdie wapenrusting te klee jy jou met blymoedigheid en met opgewondenheid oor dit wat kom. En dan sê Paulus derdens, aanvaar verantwoordelikheid vir mekaar. Praat mekaar moed in oor God se beloftes. Vertel vir mekaar wie God is, sodat julle nie net van hom hoef te weet nie, maar dat julle hom kan ken. Berisp ook mekaar as jy verkeerde dinge doen, sodat jy kan bewus wees van jou verkeerde optredes en 'n omkeer ook in jou lewe kan maak. Kom ons vra weer die vraag, as die Here vandag sou terugkom, as vandag daardie dag sal wees wanneer die Here jou kom haal, sal jy gereed wees? Waarmee gaan die Here jou besig wees vind? Waarmee gaan hy jou dalk betrap? Gaan jy positief besig wees? Positief om te leef tot die eer van die Here? Of gaan jy besig wees met alles behalwe om hom in jou lewe te erken? Vir dit wie hy is en vir dit wat hy van jou vra. Om saam met God te leef is ons enigste sekuriteit wat ons het. Ons wapen en ons troos en lewe en in sterwe. So kom ons gaan. Kom ons gaan elke nuwe dag, elke nuwe week, elke nuwe geleentheid tegemoet met opgewondenheid. Omdat ons nie nodig het om op ons eie hierdie pad te stap nie, maar omdat ons dit saam met God kan stap, saam met God aan die hand kan stap. Kan weet, deur sy Gees is hy reeds hier by ons elke dag. Is hy ons rigtinggewer? Is hy ons trooster? Is hy die een wat ons lei, sodat ons ook ons verlosser kan ken? God is ons redder self, nie ek nie. En daar waar ek voor hom moet kom staan en moet rekenskap gee, daar waar ek hom vierkantig in die oë sal moet kyk, dis daar waar Jesus vir my sal intree, as hy my ken, en as ek hom ken, om te kan deel kry aan sy ewige heerlikheid. En daarom is dit nie 'n dag waaroor ons beangs hoef te wees nie, maar waarna ons met blymoedigheid kan uitsien, en kan weet, saam met hom, leef ons vir ewig. Amen. Kom ons bid saam. Here, al is die toekoms vir ons hoe onseker. En al is daar nie een van ons wat weet hoe die res van hierdie dag of die res van hierdie week vir ons gaan lyk nie. Is U ons sekuriteit vir vandag en vir môre. Net soos wat U dit was vir gister en verlede jaar en die afgelope duisende jare. Want as dit nie vir U was nie, was ons almal lank reeds verlore. Here, wil U ons help om elke dag ons oog op U gerig te hou,
gehoorsaam U te volg, U opdragte te gehoorsaam en in dankbaarheid te leef vir alles wat ons so onverdiend uit U hand ontvang. En Here, wil U asseblief saam met elkeen van ons wees in die res van hierdie dag en hierdie week wat so voor ons lê. Lei ons, behoed en bewaar ons. Maar Here, gebruik ons ook om vir U in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Dat ons ook 'n omkeer sal maak as ons op verkeerde paaie is. En dat ons die pad saam met U sal stap. Here, ons dink ook vandag aan hulle wat baie siek is, hulle wat bekommerd is oor hulle geliefdes, hulle wat hartseer is. Wil U, Here, U hand naby aan elkeen van hulle hou. Wil U ook vir hulle bystaan in hierdie onsekere tyd. Wees asseblief ook saam met ons in al ons werksaamhede. Geef vir ons die krag en die lus en die ywer om dit elke dag te doen na die beste van ons vermoë. Tot U eer, maar ook tot die opbou en die uitbou van U koninkryk hier op aarde. Ons bid dit alles en ons vra dit in Jesus se naam alleen.